Ons bid saam. Heilige Vader, U is die Almagtige, U is die Heilige, U is die een wat alles by mekaar gesit het. U is die een wat die skepping daar gestel het. U is die een wat met U kunskwas oor die wêreld heen geverf het en wat 'n wêreld tot stand laat kom het wat aan U eer kan bring. En Here, daarom is ons vanoggend hier om te oordink dit wat U gedoen het in ons lewens, dit wat U gedoen het deur die werking van die Heilige Gees. Ja, Vader, dit wat U gedoen het deurdat U Jesus, U eie seun, onder die mens laat kom woon het, as 'n mens. Dat Jesus 'n pad gestap het. 'n pad gestap het soos elkeen van ons. Dat Jesus kon sterf en daardeur ons skulde op hom kon neem. Maar Vader, baie dankie dat Jesus nie net gesterf het en dat Jesus nie vandag in 'n graf lê nie, maar dat Jesus opgestaan het, die dood oorwin het soos wat die profete dit voorspel het. Soos wat U dit deur die profete vertel het vir mense van daardie tyd, maar ook vir ons vandag. Dankie my Vader, dat Jesus ons kom red het. Dankie my Vader, dat Jesus se verdienste aan die kruis, dat ons dit nie goedkoop ag nie. En omdat ons dit nie goedkoop ag nie, maak ons erns daarmee, Here, en wil ons vandag aansit by 'n nagmaaltafel, 'n nagmaalgeleentheid, waarin ons vasmaak dat Jesus vir my gesterf het, en daarom is dit nie 'n goedkoop gawe wat hy gegee het nie. Daarom is dit nie 'n goedkoop iets wat hy gedoen het nie. Hy het ons duur gekoop met sy eie liggaam en met sy eie bloed. Dat ons daaraan kan vashou en dat ons met eer na die tafel van God toe kan kom. Here, dankie daarvoor, my Vader. Dankie dat die Heilige Gees ons kom herinner, elke keer wanneer ons nagmaal geniet, hoe ek my lewe kan inrig, sodat God daardeur verheerlik kan word. Vader, daar is soveel van ons wat graag vandag hier sou wou wees, maar wat in siekte nie hier kan wees nie. Ek wil bid vanoggend vir Sakkie en vir Marina, wat gebuk gaan onder hierdie griep wat hulle vasgevat het, Here. Sal julle asseblief weer oprig en gesond maak. Here, vir Lenet en vir Stef, wat met hulle eie gesondheidsdinge sukkel, bid ek, Here, dat hulle in ons teenwoordigheid mag U genade en U seën oor hulle groot wees, sodat hulle sal gesond word en sal herstel. Dankie, Here, dat ons vir Leta aan U kan opdra. Vader, sy het so 'n mooi aanbiddende gees. Is dit nie wonderlik, Here, dit wat ons, baie van ons al by haar kon leer, kan gaande Jesus Christus se redding en hoe groot God in haar lewe vir haar is. Seën haar asseblief, Vader, dat haar gesond word as U wil daarby is. Dat sy binnekort weer by ons kan kom kuier. Here, ek bid vir elkeen van ons hier, klein en groot, oud en jong, lank in die Here of kort in die Here. Hoe dit ook al is, Here, ons het 'n Godgelegde roeping om ons lewens in te rig na U wil. Sal U elkeen van ons bystaan, leer en lei, dat ons U influistering, die influistering van die Heilige Gees kan hoor, en dat ons in beweging kan kom, dit kan verstaan, en dat U lewe, dat U daardeur verheerlik kan word. Ek bid, Here, met hierdie woord wat verkondig gaan word. Ek bid vir die gebruik van die nagmaal, dat U seën 100% hierop sal wees, dat U nou ons sal leer en lei, dat U sal beweeg in ons midde, dat ons sal doen net wat U graag wil hê dat ons moet doen. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus, ons Christus. Amen. By so 'n nagmaalsgeleentheid wil ek graag met julle gesels oor die 3 woorde wat ek in die advertensie uitgesit het oor hierdie diens. Die 3 woorde: vlug,
volg en veg. Dit klink amper soos of ek nou gaan wegtrek met kan ons, ek is jammer, jy het verwag dat daar musiek gaan wees, net. Sorry, perd is uit die blok uit. Julle wat sielkundig geswat het op universiteit, het ons geleer dat daar 'n veg en vlug reaksie is by die mens. As daar iets gebeur in jou lewe, kom daar 'n veg of 'n vlug reaksie. Kyk maar as ek verby jou stap en jou skrik maak. Van die ouens gaan wegruk en wil uit die pad uitkom, ander ouens gaan omdraai en jou wil pak slaag gee. Daar's 'n veg en 'n vlug, 'n natuurlike veg en vlug wat by ons plaasvind. En weet julle, die skrif het ook daardie fokus, spesifiek wanneer ons kyk na wat Paulus oor gesels, wanneer Paulus vir Timoteus skryf, dan kom daar ook veg en vlug ter sprake. Veg, maar daar is 'n ander woordjie, so miskien kan ons die 3 V's doen. Ek weet in die besigheidswêreld, wat het ons die 4 P's, nee? Dis product, place, promotion en price. En ons het die 4 C's, dis wat is dit, competitors, customers en wat is die ander ene? Julle besigheidsouens hier. So dis die 3 P's en die 4 P's en die 3 C's en die allerlei afkortings. Wel, ek weet nie of hierdie die 3 V's is van vandag wat dan gaan opkom nie. Want die nagmaal is 'n wonderlike geleentheid van volg en van veg en van vlug. Dis 'n geleentheid waar ons sien en hoor dat God ons liefhet. Dis ook 'n geleentheid waar ons sien dat God regverdig is. En toe sluit daar 'n ou probleempie in die mensgeskiedenis, 'n probleempie wat ons noem sonde. Sonde wat 'n probleem begin skep het vir God, want God is lief vir ons, maar omdat daar sonde ingegryp het, is God ook regverdig en moet hy met sy liefde en sy regverdigheid, moet hy hier balans uitoefen, sê, maar weet jy, hoe gaan ek hierdie probleem oplos van sonde wat staan tussen my en jou, tussen my en God? Hoe los God daai probleem op? En God het die probleem kom oplos met Jesus die Christus. En spesifiek met die geloof in Jesus die Christus. Dat God in sy almagtigheid, in sy alwetendheid, die perfekte balans kom skep het om te sê, ek is lief vir jou, maar omdat daar sonde in jou lewe is, moet daar iets gebeur tussenin om alles weer bymekaar te kry. En daai wat tussenin moet gebeur is wat? Geloof in Jesus Christus. Geloof in Jesus Christus is waaroor alles gaan wat hier by hierdie nagmaaltafel gebeur. Dit gaan alles oor die geloof in Jesus Christus en hoe die geloof in Jesus Christus my en jou help om weer met God versoen te wees. Om versoen te word. En dan het God 'n mooi operations plan. Is nie wonderlik om te weet dat God het 'n plan vir hoe hy in ons lewens werk. Jy kan maar gaan kyk. Enige produk het produkaanwysings. Daai boekie wat mans gewoonlik heeltemal ignoreer wanneer ons iets koop. Ons vat die boekie, sit hom eenkant neer. My vrou file daai en val dit en ek weet hoe werk hierdie wasmasjien. Tot jy hom aansit en alles gebeur wat nie moet gebeur nie en dan hardloop jy gou terug na die user manual toe. God het 'n user manual vir ons gegee. Die user manual is onder andere die skrif. Maar weet jy, het iets anders by dit vir ons gegee. En hy het daar die wonderlike ding gegee wat hy van praat in Matteus 28 vers 19, wanneer hy sê, gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Hy het disippelskap ingebring as 'n metode van hoe ek en jy leer. Hoe jy 'n disipelmaker het en hoe jy 'n disipel het. En in ons kultuur het dit vir ons baie weggeval. En is dit iets wat ek glo God steeds baie sterk gebruik. Dat wanneer daar 'n disipelmaker verhouding ontstaan tussen twee persone,
waar daar een is wat leer en die ander een is een wat lering ontvang, dis wanneer die skrif in beweging begin kom tussen twee persone, tussen 'n disipel en 'n disipelmaker. Dit is wat met Paulus en Timoteus gebeur het. En lees ons in 1 Timoteus verskriklik baie mooi dinge oor hoe hierdie disipelskapverhouding ontstaan tussen Paulus en Timoteus. Die hele Timoteus 1 Timoteus en 2 Timoteus, draai baie sterk rondom dit wat Paulus vir iemand geleer het in Christus. Dit wat jy leer, jy sit in 'n disipelskapverhouding hier vandag. Van julle is reeds disipelmakers. Met ander woorde, jy het 'n geestelike invloed oor 'n ander persoon of persone begin uitoefen en daar ontstaan 'n band. Daar ontstaan 'n band van oordrag. Die praktiese dinge van Christen wees word in 'n disipelmaker en 'n disipelskapverhouding oorgedra. En daarom is Timoteus, die twee boeke van Timoteus so prakties. Prakties, want Paulus leer vir Timoteus van mense wat hom van stryd af probeer bring. Hy waarsku hom van valse leraars. Hy waarsku hom van, of hy gee hom goeie voorstel hoe om prakties te lewe. Hy sê selfs vir Timoteus hoe hy in sy gemeente, hoe hy te werk moet gaan om ouderlinge en diakens te kies. Praktiese advies, praktiese meelewing in Christus, prakties hoe 'n gemeente moet funksioneer. Kom leer Paulus vir Timoteus. En Timoteus pas dit toe, en die res is history, want na 2000 jaar is daar steeds 'n konstante oorrol van die disipelmaker proses in gemeentes, sodat daar lering ontvang kan word, goeie gesonde lering, en kom herinner Paulus dit aan Timoteus, hy kom onderstreep dit. Paulus moedig geestelike groei aan, en hy plaas hier in 1 Timoteus 'n klem op getrouheid, volharding en die belangrikheid van die skrif. Getrouheid, volharding en die belangrikheid van die skrif. Daai 3 dinge sien ons baie sterk uitkom wanneer Paulus vir Timoteus leer hier in hierdie eerste boek van Timoteus. Maar ek wil 2 spesifieke verse onder julle aandag bring vandag, en dit is ook in julle blaadjie. 1 Timoteus 6 vers 11 en 12, wat lees in die Afrikaanse 53 vertaling. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge af weg en jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Let op wat hy sê, vlug van hierdie dinge af weg. Waarvan al word weggevlug? Dit wat hy sopas gekommunikeer het hierbo. Ons gaan nou 'n bietjie stil staan by die ander verse. So wat Paulus hier doen is, tipies nou in die uitleg van hierdie gedeelte is, Paulus kom en hy waarsku vir Timoteus, sy disipel, wat nou die hoof is van 'n gemeente, en hy waarsku hom en sê, weet jy wat, as my disipel, wil ek jou sê, hier's 'n klomp dinge wat jy voor moet versigtig wees. Jy, persoonlik, maar vir jou gemeentelede ook. Hier's 'n klomp goed wat jy moet versigtig wees. En dan sê hy ook nie, hy stop nie daarby om sê, hoor hierso net, pas op vir dit, pas op vir dit, pas op vir dit, moenie dit, moenie dit, moenie dit, moenie dit. Kry ons nie baie keer mense wat net sê, moenie dit, moenie dit, moenie dit, moenie dit. Ek moet julle sê, ek het 'n probleem met sulke mense. Bid vir my. Ek hou nie daarvan as mense my sê, moenie. Maar ek hou baie daarvan as mense wat ek moet. Maar moet my asseblief net die hele tyd herinner daaraan. Dit is my probleem. Ek het nogal 'n groot probleem daarmee. Ek bieg vanoggend teenoor julle. Wie klap hande? Ek weet julle is baie heilig. Julle sukkel glad nie daarmee. Julle het geen probleem daarmee dat ouens heeldag vir julle sê jy moet. Dis mos so. Dis lekker. So Paulus kom en hy sê hier bo vers 11, hy sê, alright, kerels, daar's 'n paar goed wat ons moet versigtig voor wees. En dan sê, waarna moet ons jaag? So vlug weg van sekere goed,
maar jaag na iets anders toe. Jaag na hierdie geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. En dan sê hy, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na wat? Na die bottel? Nee, na die ewige lewe. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Die Engel sê in die Amplified, but as for you, O man of God, flee from these things. Aim at and pursue righteousness, faith, love, steadfastness and gentleness. Fight the good fight for the faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Ek wil julle graag wys op 3 spesifieke werkwoorde in hierdie gedeelte wat ons dan gekry het. Daar's 3 woorde wat in julle uit blaadjies ook is. Die woordjie vlug, waarby ons gaan vinnig stil staan. Die gedagte daarvan dat ek volg of ek jaag na, in hierdie spesifieke vertaling word die uitdrukking jaag na gebruik. Ander vertalings praat van volg dit, jaag na, met ander woorde kom in beweging na in 'n rigting, en dan om te veg of te stry. Hierdie spesifieke vertaling in Afrikaans sê stry. Stry daar's met ander woorde daar's 'n stryd. Dit beteken I engage with this. Ek veg selfs as ek moet. Wanneer Paulus praat van vlug, dan gebruik hy hier 'n woordjie, theurge. Dis die idee van 'n gevangene wat ontsnap. Julle al gesien as 'n ou ontsnap in die tronk uit. Kapper net lekker rustig aan die straat. Nou, hy's papi. Hy man soek dek en hy move, hy gee pad. Ek moet uit my ou klere uitkom, daai jersey, daai oranje jersey wat hy van ontslaa raak, hy moet ander klere kry, hy maak my die voete, waaroor gaan dit? Ons afstand so gou as moontlik tussen my en die tronk. Hy vang nie 'n lekker stroll hier soos 'n dronkie in die straat af nie, hy move, hy kom weg van die probleem af, hy kom weg van die gevangenis af. Ek is seker daarvan, as Andries 'n ou moet jaag, wat op vrye voet is, Andries het jou net agter ou aangestap, of die moes jaag om my te kom. Hy moet move, papi. Daai manne slaan het, hy klap het toon, jy sê die jong mense, hy klap het toon, hy kom weg daarvan. En wat Paulus hier sê, dis die gedagte, hierdie Griekse woord is, dis die idee van 'n gevangene wat move, hy kom weg van dit af, wat ek van moet vlug. Ons gaan nou kom by waarvan moet ons vlug. So met ander woorde, deel van my wen, my geestelike wen in die lewe is wat? Om te vlug van sekere goed af. Om afstand te kry tussen my en daai iets. Ek moet vlug, ek moet afstand kry. En dit gaan nie hier oor. Paulus sê nie hier, weet jy wat, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Hy skep die indruk van run, move, run Forrest run. Kom weg van hierdie ding af. En alles wat hy daarbo genoem het, ons kan nou kom stilstaan by hierdie goed wat hy daarbo genoem het. Volgende slide. Vlug van wat af weg? Waarvan af moet ek en jy wegvlug? Het jy mooi lysie wat hy daar vir ons gee, dit verse, ek gaan dit nou nie lees nie, dit is hardloop hier van vers 2 in 1 Timoteus 6, vanaf vers 2 af, reg deur tot en met vers 10, dan sê hy, jy moet vlug van valse lering af. Is jy betrokke by goedjies en plekkies en dingetjies, waar daar allerhande simpel goed vertel word oor die skrif? Weet julle mense, dis een van die goed wat ons regtig versigtig moet wees. Ons het in die dames Bybelstudie het ons juist gepraat daaroor van, wat beskerm jou van 'n valse lering? Wat beskerm jou? Die waarheid. Die waarheid beskerm jou van 'n valse lering. Niks anders beskerm jou van 'n valse lering.
Moenie met mense om die tafel sit wat nie die waarheid praat nie. Die waarheid oor wat? Oor die skrif. Daar's baie wollerige goedjies daar buite. Daar's baie wollerige dinge wat maak dat ek en jy vasval geestelik en wat ons baie keer geestelik verwar. Ons raak verboureerd. Jy hoor by die een plek dit en dan hoor jy by daai ander plek dat en dan tik iets op social media, maar alles waaraan jy aandag gee, is dit. In plek daarvan dat jy die skrif ken, is jy heeltyd besig met ander goedjies. En in plek daarvan dat jy in 'n gesonde disipel-maker verhouding is, hou julle vas in 'n klomp ander goedjies. Waak daarteen. Paulus sê vlug daarvan af. Valse lering, trots, jaloesie, stryd, beledigende taal, bose agterdog, konstante wrywing, gierigheid, liefde vir geld. Vlug, run papi, run. En so wil ek graag by hierdie geleentheid, wil ek onmiddellik die nagmaal hier bring. Wat het dit te doen met nagmaal? Nagmaal en die nagmaaltafel het vir ons twee simbole. Nagmaal is die sakrament wat ingestel is deur Jesus Christus die aand wat hy gearresteer is. Sê Jesus, die brood wys na iets en die wyn wys na iets anders. En dan kom Paulus en hy leer later onder andere vir Timoteus en sê, weet jy wat Timoteus? 'n fout wat baie gelowiges maak, is dat julle onderskei nie die liggaam van Jesus Christus by die gebruik van die nagmaal nie. Wat bedoel hy daarmee? Hy sê, julle besef nie wat Jesus vir julle gedoen het nie. Julle onderskei nie die absolute prys wat Jesus betaal het vir hierdie 9 goed op hierdie lysie. Daar. Dis wat hy sê. Daai 9 goedjies is die dinge wat ek en jy as 'n gelowige ernstig moet opneem en wat ons onsself moet sê, as gevolg van Jesus Christus se liggaam en sy bloed wat hy op die spel geplaas is, hardloop ek weg van dit af. Maak dit sin? Die nagmaal is 'n geleentheid waar ek en jy kom en sê, weet jy wat? Valse lering gaan ek my van weerhou. En dan doen ons dit en jy sê vir jouself nou, ek daag jou nou uit, sê vir jouself nou, is daar dalk 'n faset van valse lering waarmee jy jouself ophou? Dan is dit nou die tyd om te sê, Vader, ek onderskei u liggaam, dat u my herinner aan 'n valse lering, iets wat in my kom nes maak het, vergewe my dit, sodat ek u liggaam nou kan geniet. Want deur die liggaam het wat gekom? Vergifnis van sonde. Die liggaam en die wyn verkondig vergifnis van wat? Van dit. Want die skrif sê, as jy jou sondes bely, 1 Johannes 1 vers 9, ek, Jesus, is getrou en regverdig om jou dit te vergewe. As jy vanoggend sê, weet jy wat? Konstante wrywing. Ek is konstant besig met konstante wrywing. Dis 'n probleem. Konstante wrywing hoort nie onder ons nie. Here, ek het my skuldig gemaak aan konstante wrywing. Vergewe my. Staan daarop dat u sê, u sal my sonde vir my vergewe. Daarom kan ek vandag die brood neem. Want u liggaam het u nie verniet is nie verniet gebreek vir my konstante wrywing. Verstaan julle die toepassing? Hier kom Paulus en hy leer en sê, hier's 9 goed waarvanaf ons gaan wegvlug. Jaloesie, bose agterdog, liefde vir geld, beledigende taal, gierigheid, trots, stryd. Met dit in gedagte, wil ek nou vir julle sê, kom ons raak nou stil voor die Here. Daar's 9 punte.
waardeur ek jou graag wil begelei, dat ons daai kom ons vat hierdie 9 punte. As daar iets anders is in jou lewe, wat nie daai 9 punte is nie, wat jy sê, weet jy wat, Vader, ek wil die nagmaal gebruik met 'n serein gewete. Ek wil iets kom plaas op die altaar. Vergewe my dit, Here, sodat ek nie u liggaam minag wanneer ek net nou die brood gaan geniet nie. Dan vra ek jou, bely dit nou. Ek gaan tyd gee vir belydenis. Dan gaan ek vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons sommer nou 'n deel van die nagmaal geniet. Kom ons raak stil voor die Here. Die Here is hier, met die agtergrondmusiek kan opsit, sal ek bly wees. Kom ons raak stil voor die Here. Bely nou dit wat daarop is, wat van toepassing is, of enigiets anders wat die Heilige Gees jou nou aan herinner. Sal ons voortgaan in gebed, dan gaan ons verder. Hemelse Vader, dankie dat ons nou ons saak met U kan regmaak. Dankie vir die geleentheid dat ons dit individueel kan doen, maar ook korporatief, Here. Daarom bid ek, Vader, vergewe ons by die valse verkondiging van U woord. Vergewe ons, Here, as ons trots en hoogmoed gepleeg het. Vergewe ons, my Vader, ons jaloesie. Vergewe my, Here, my God, ons stryd en konstante wrywing onder mekaar. Vergewe my, Vader, beledigende taal en van tyd tot tyd bose agterdog. Vergewe my ons gierigheid, Here, en selfs ons liefde vir geld. Here, my God, baie dankie dat ons kan kom skoonmaak vanoggend. Baie dankie dat ons hierdie dinge aan U voete kan kom lê, om ons saak met U reg te stel, my Vader. Dat die versoening wat Jesus bewerk het vir elkeen van ons, dat dit waarlik hoog geag kan word in hierdie gemeente vandag. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Daarom wil ek julle vra, neem dan hierdie brood, gebruik dit tot gedagtenis daaraan dat Jesus sy liggaam vir ons gegee het, dat ons sake met hom kan regstel. Hy het alles gegee vir my en vir jou.
iemand oorgeslaan met die brood, almal gekry. In die nag wat Jesus gearresteer is, het die brood gevat en gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat ek vir julle gegee het. Gedenk en glo dat Jesus vir jou gesterf het, sodat ek en jy met God verenig kan word. So ook die wyn. Die wyn is 'n teken van die bloed van Jesus Christus. Wat beteken die bloed van Jesus Christus? Die bloed van Jesus Christus is 'n teken tot die nuwe verbond. Wat verstaan julle onder die nuwe verbond? Die nuwe verbond is dat 'n bees, 'n bok, 'n skaap, 'n lammetjie hoef nie meer vir jou geslag te word nie. 'n Duif hoef nie meer geoffer te word vir jou nie. Jesus Christus het met sy bloed betaal vir my en jou sondes. En hy kom herinner ons daaraan dat hierdeur het daar vir ons vergifnis gekom. Hy het die volle prys betaal vir my en jou se vergifnis. Dankie Andries, dankie Andrei. Van die mooiste woorde wat Jesus gesê het. Matteus 26 vers 27 en 28. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal hieruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, 'n nuwe ooreenkoms, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van ons sondes. Kom ons eer Jesus daarvoor. Nagmaal geniet. Ons het die nagmaal geniet omdat ek by die nagmaalstafel
ons seker maak en dat ons mekaar kon herinner en begelei deur na daai punte te kyk en te sê, hoe maak ek skoon, hoe maak ek reg, hoe stel ek my saak met God reg? Dan kom Paulus verder in die gedeelte wat ons saam gelees het, nee. Dan kom hy met die woorde van, ek herinner julle wat hy sê, vlug weg, ons het gedeel met vlug, maar dan sê hy, jaag na, punt nommer 2, ek volg of jaag na om wat? Om iets te bekom. Ek hardloop nie net weg, en nou staan 'n void nie. Ek sit nie net afstand tussen my en iets anders nie. Nee, ek gryp iets niets aan. Jy's uit die magte van die hel uit die wêreld se stelsel uitgeruk, sê Kolossense. God het ons uitgeruk daai uit en het my 'n nuwe bedeling kom plaas. Ek is nou 'n ambassadeur van Jesus Christus. Ek het iets gelos, ek jaag iets anders na. Waarna toe jaag ons? Geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Ons sal eendag en miskien in die Bybelstudiegroep 'n bietjie stil staan by hierdie in detail. Ek wil net 1 of 2 miskien uitlig. Sagmoedigheid. Wat is dit om sagmoedig te wees? As ek dan nou wedergebore is, die Heilige Gees begin in my te werk en die skrif sê ek moet sagmoedig wees. Wat is sagmoedig? Sagmoedig is power under control. Dis sagmoedig. Sagmoedig sê nie, hey papa, omdat jy nou 'n Christen is, gaan ek jou eenkant toe skuif soos ek wil nie. Nee. As jy my vat jy my koning. Wat het Dawid gedoen? Hy kom op die veld, op die battlefield, bring kos vir sy broers, en hy hoor Goliat koggel vir God. En hy sê, Goliat, probleem. Kom ons maak gou Bybelstudiegroepie, en ons bid gou saam oor Goliat. No ways, my maat. Hy sê, hey, wie is daai heiden wat my God so vloek? 5 klippies vir jou. By the way, hy het net 5 gevat, want Goliat het 4 broers gehad. Ek was reg vir hulle. Sagmoedig, jep. Dawid was sagmoedig. Power under control. 1 klippie per persoon. 1 klippie vir 1 Goliat. En wat doen hy met hom? Ok, Goliat val. Hy vat 'n swaard, gaan kap sy kop op en gaan stap af in die straat en sê vir die res, hey, sukkel met my God, dis wat ek met jou gaan doen. Ons is nie papbroeke omdat ek Jesus in my het nie. Ek is nie 'n slapgat nie. Ek is 'n man van God wat vasstaan op die waarheid en as ek bedreig word in die situasie, het ek die kontrole van die Heilige Gees in my maak, neem posisie in. Ek sê wat reg is in die saak en ek doen dit. Wat het ons geleer in 1 Timoteus 3 vers 7? Jy het 'n gees van krag ontvang en selfbeheersing. Krag, selfbeheersing is gelyk aan sagmoedigheid. Ek het krag, ek het selfbeheersing, daarom het ek sagmoedigheid. Wat staan net voor in die versie? Julle het nie 'n gees ontvang van cowardness nie. Cowardness is bang vir die wêreld, want ek dien nou die Here. No ways, papa. Sien wat die skrif leer nie? Neem standpunt in, make your stand, en daarom gaan hierdie gedeelte gaan verder. En dan sê Paulus vir Timoteus, want jou getuienis is voor baie bekend. Sy getuienis, dat hy 'n man van God is, hy spreek hom aan, in die begin van daai gedeelte, 1 Timoteus 6, vers 11, maar jy, man van God, het die eienskappe gehad. Is jy 'n man van God? Is jy? Die man wat jy is jy 'n man van God? Doen dit. As jy 'n man van God. Wat vir my baie mooi is, hy sê dan ook, in ons derde punt, gryp of veg. In ander woorde, daar's iets wat my motiveer. Wat motiveer jou? Waarvoor veg jy? Die gedeelte in die vers, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is.
Gryp daarna. My geloof in Christus red my. Efesiërs 2, 8, 9 en 10. My geloof in Jesus red my. Gryp na die geloof in Jesus. Hou vas aan die geloof. Raak gees vervul. Want wanneer as ek gees vervuld is, dan gebeur dit wat gebeur daar in vers 12. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe. Ek en jy moet ewig gelewe, gefokus lewe. Nie plaaslike lewe gefokus nie. Ewige lewe gefokus. Ewige lewe gefokus. Ek wil graag afsluit, ons tyd raak min. Wat is die volle prentjie? Wat is die so what? Ons het begin deur te sê vlug, jag na en stry, hè? Ons het dit reeds mooi hanteer. En dan is ek op pad na geloof, geesvervulde lewe en die ewige lewe. So, met ander woorde, wanneer ek vlug, dan stel ek my in staat daartoe dat ek geloof sal verkry. Wanneer ek volg, sal ek 'n geesvervulde lewe hê. Wanneer ek veg, dan stry ek om die ewige lewe te beerwe. Maar daar kort iets. Wat kort tussenin? Vers 13. En ek het met 'n plan nie daai vers vir julle gegee. Vers 13 sê Paulus vir Timoteus: Ek gebied jou voor die aangesig van God, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar, tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus. Alles wat ek nou reeds gesê het, sê Paulus, ek gebied jou, Timoteus, luister na dit. Ek gebied jou, Dix, luister na dit. Ek gebied jou, John, luister na dit. Wat is 'n ander woord vir gebied jou? Beveel. Ek beveel jou, nee. Hy gebruik die Engels, dan sê hy, I charge you. Jop, dis vir my mooi. I charge you. En dis nie, I charge you in 101 Dalmatians, waar daai een ou daar sit en sê, I'll tell you, I'm the leader. Charge! Dis nie daai charge nie. Nee. Dan kyk ek bietjie, hy's 'n oulike videoklip. Ek gaan dit nou vir julle aanstuur op die groep. Charge! Die Here God Almagtig charge my en jou om te sê, man, gryp hierdie nuwe lewe in Jesus aan. Gryp dit aan wat Jesus vir jou gedoen het. Geniet die tafel van die Here. Ek het weer kon regmaak met God. Dit gee my weer fokus. Dit charge my weer. Dis asof jy aan 'n elektriese punt gevat het, soos ek nou die dag toe ons hier swys. Eers kom as jy by lekker gevang het. Ons swys hier so en hy sê, hou hier vas en ek val en ding, maar papi, daai ding skop vir my, nee. Ek is so bly ek het skoene aangehad, anders het ek nou nog afgestaan. Maar dis wanneer daai skop, daai motivering van die Heilige Gees die jou kom en sê, Here, ek kan dit amper nie meer inhou nie. You charge me to do this. Kry 'n bietjie woema, dat God jou charge. I charge you om geloof te behou, om gees vervuld te lewe, ewige lewe gefokus. Bedink die dinge wat daar bo is. Soek allereers die koninkryk van God. I charge you. I charge you. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Vader, dankie dat U deur die werking van die Heilige Gees ons vanoggend weer kom dit onderstreep in ons. I charge you. I charge you to follow me. I charge you to give everything for me. Alles vir die Here God Almagtig. Amen. Kom ons sing slotlied saam vir die uitspreek van die seën. Dankie. Kom ons staan.
van sy vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen. Amen.